In him we have redemption. In him we are chosen. In him we belong. In him we are one. For in him we live and move and have our being. Goeiemôre. Hierdie papiertjie en jy gaan nou ene kry as jy nog nie ene gekry het nie. Hou my net vas. Okay? Nog niks met hom doen nie. Maar op hierdie papiertjie is daar iets geskryf, maar jy kan dit nie sien nie. Jy moet dit ook nie nou sien nie. Jy kan probeer, Nico, jy gaan dit reg kry nie. Okay? Dis reeds al geskryf. Ek gaan nie nou ewe skielik magically iets daar laat appear in die middel van die preek, sodat ek vir jou sê, weet sien sal op een dag gehad ons nie. Maar is reeds al geskryf. Maar op die oomblik is dit versteek. Op die oomblik kan jy dit nie sien nie. Eers wanneer, en moenie nou nie, jy die boonste laag afkrap, dan gaan jy dit kan sien. Maar moet nog nie. Okay. Dis presies die waarheid van God. Dis hoe God se waarheid werk. Ek wil jy moet besef dat jy skep nie jou ingesluitheid in Christus nie. Jy verdien dit nie. Jy maak nie jou identiteit nie. Jy ontbloot dit. Dis 'n stuk openbaring wat jy moet ontdek. Maar dit is al reeds deur God daar gesit. Dis 'n uitspraak wat hy al lankal gemaak het, wat hy gesê het, hierdie is die waarheid oor jou. En partykeer is dit versteek. Hoor gou hierdie ongelooflike mooi ding wat ek raak gelees het in my voorbereiding. Dit sê, we don't create truths, we uncover them. Ek wil net besef dat leuns word geskep. Maar waarheid word ontbloot. Word ontdek. En dis presies die waarheid oor jou. En hierdie woord wat hier staan, wat jy nog nie weet wat dit is nie, is 'n woord wat God oor jou verklaar het. En vandag wil ek glo dat deur sy woord en deur die Heilige Gees jy die ontdekking gaan maak. Dat hierdie laagie wat keer dat jy regtig kan sien wat in jou lewe aangaan, dat dit afgekrap kan word, sodat jy die ware jy kan begin ontdek. Wil jy moet besef dat die Here verwag nie iets van jou wat jy nie alreeds is nie. Dit is baie belangrik. Maar baie keer in geloof en in dit wat ons geleer het en ons groot geword het, is ek moet nou iets anders word. Nee. Jy word presies die uitspraak wat Christus oor jou maak. Ek wil hê jy moet besef dat as ons sê iets moet afgekrap word, dan is daar 'n leuen. En om te weet wat ons moet afkrap, moet ons weet wat die leuen is. Stem jy saam? Okay, so kom ons gaan kyk wat sê Paulus vir ons. En in hierdie reeks gaan ons dit ontdek, en ek wil hê jy moet besef dat ons is besig in hierdie reeks in Romeine, en ons gaan letterlik in 3 weke Romeine 5, 6 en 7 doen, so 'n stukkie van 8 dalk, maar vra die manne wat Vrydagoggend saam met my is, as ons Romeine 8 gaan regtig sak, dan gaan ons vir 'n halwe jaar besig wees, letterlik, en dit net Romeine 8. So ek wil jou regtig uitdaag en aanmoedig om Romeine te vat en bietjie deur te lees, en jou eie te maak. Bietjie by 'n plek te kom waar jy sê, Here, vertel vir my wat U vir my wil vertel. Maar ek wil hê jy gaan saam met my Romeine 5 toe. En ek wil vir julle daar 'n stuk lees. Die ongelooflike ding wat hier so staan is Paulus kom en hy kom verduidelik vir ons die probleem.
Hy kom verduidelik vir ons die leuen wat toemaak dat ons kan sien wat regtig waar die waarheid is. Nou wil vir jou vers 14 lees waar hy sê, Adam is a type of him, Christ, who was to come. Adam was a type of him to come. Jy sien, ek wil hê jy moet besef dat Adam was bedoel om vir my en jou in te sluit in God se doel en se prentjie vir hierdie wêreld. Dit was sy doel. Maar as gevolg van dit wat hy gedoen het, as gevolg van die sonde, het hy ons ingesluit in gebrokenheid, in dood, in sonde, rebellie. Dis waar hy ons ingesluit het. En ons weet hierdie woord sonde, die woord hamartia in Romeine 3 vers 23 staan daar, dat as gevolg van hierdie sonde, as gevolg van die merk mis, as gevolg van die feit dat ek en jy God se doel vir ons lewens mis, val ons kort van sy heerlikheid. En dis die waarheid in Adam. Dink gou saam met my. Ons lewe is 'n konstante toestand van oorlewing. Mense is vasgevang in vrees, in verslawing, in vaderloosheid, in korrupsie. Dit veroorsaak skaamte en seer. As gevolg van Adam, lewe ek en jy in skuld. Lewe ons met hierdie konstante besig om te probeer presteer. Besig om te probeer om hierdie skeiding wat ons voel tussen ons en die Here, want hy's ver, te probeer nader kry deur dit wat ek beter doen. Dis die leuen. Die leuen is dat ek en jy onder die mag en die toestand is van Adam. Dis interessant dat ons as mensdom ewe skielik as gevolg van een persoon se sonde ook verval. Nie net in sonde nie, maar ons noem onsself, ek is uit Adam uit. Ek is nou maar 'n sondaar. Ons lewe in 'n sondige natuur. Of is dit ek wat so glo? Of geglo het? Ek wil hê jy moet besef dat dit vir my skrikwekkend om net as met mense gesels en nie noodwendig mense in Doxedayo nie, want ons almal weet wat die waarheid is, okay? Ek hoop so. Maar as jy met mense gesels, dan veral ek het nou reg by begrafnis, toe sê een vroutjie, toe sê sy, maar ons is nou maar net in hierdie sondige stikkende vuil wêreld en dis nou maar vir ewig, dis wat dit gaan wees. En ek sê vir ek stem nie saam met jou nie. Ek dien 'n God wat groter as dit is. Want dis die beauty van dit. Ek kom lees in Genesis 9 vers 6. Nou ek wil hê jy moet besef waar staan Genesis 9 vers 6. Dis na Adam en Eva droog gemaak het, yes. Maar hierdie is Noag wat in 'n ark oor baie water seil en hy kom by 'n plek en die Here gee vir hulle 'n reënboog. En in Genesis 9 vers 6 staan daar die volgende: For in the image of God he made man. Not in the image of Adam. In the image of God, he made man. Ek en jy is van die begin af, maak nie saak of Adam droog gemaak het of nie droog gemaak het nie. Ons is nie in die beeld en gelykenis van Adam geskape nie. Ons is in die beeld en gelykenis van God geskape. Waar is jy in hierdie? Het jy ook, soos ek, al vasgevang geword in hierdie leuen, dat ons maar net sondaars is,
En dat ons so bly kan wees dat Christus daarom vir ons kom sterf het, sodat as ons sonde bely, dan was hy ons skoon vir 'n oomblik, maar dan moet ons net weer mooier lewe, want anders gaan ons weer droog maak, en dan gaan ons net weer moet teruggaan en sê, Here, ek is so jammer alweer, en ek weet nie of ek dit gaan maak nie, en dan probeer ek, en ek is besig met hierdie slangetjies en leertjies game, en die slang moet my net nie insluk nie. Dis die leen wat vir ons gegee word. Wil jy moet besef, in Adam is daar net probleme. Maar ek weet van 'n oplossing. Daar's 'n waarheid wat al lank al geskryf is. 'n Waarheid wat werklik jou identiteit is. En daardie waarheid is dat jou identiteit is vas in Christus. Niemand anders nie. Ons gaan die volgende paar weke bietjie journey, en daar's 3 preke. Daar's elke dag dagstukkies vir jou. Daar's 3 groepbesprekings wat jy in selgroepformaat kan doen. Daar's soveel inligting wat ek vir jou wil gee in die volgende 3 weke, dat jy by 'n plek kan kom waar jy hierdie waarheid oor jou lewe kan aanvaar en in dit begin leef. Nie manufacture nie. En as jy nog nie deel is van 'n groep nie, wil ek jou aanmoedig, jou opportunity is daar. Hierdie is nie 'n sales pitch nie, hierdie is, ek wil hê jy moet die waarheid vat wat oor jou lewe uitgespreek is en dit joune maak. Jy moet by 'n plek kom waar dit wat Christus oor jou uitspreek, dit wat ons verder lees in Romeine, want ons gaan nou verder lees, want hy gee vir ons wat die leen is, sodat ons dit kan afkrap, en dan kom hy en hy sê vir jou, wat is die waarheid? Nou, gaan saam met my na Romeine 5 vers 17 toe. Want hier begin Paulus nou vir ons baie mooi verduidelik, wat is die waarheid? Lees saam met my. For if by the trespass of one Adam, death reigned through the one Adam. Kyk hoe mooi wat sê hy daar. Much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in eternal life through the one Jesus Christ. Sien gou hierdie saam met my. Jesus het nie begin waar Adam begin het nie. Jesus het begin waar Adam ons gelos het, in dood. Hy het ons daar gaan haal en gesê, dis nie die lewe wat ek wou gehad het vir julle as mens nie. Ek wil hê julle moet lewe hê en dit in oorvloed. Die oorspronklike uitspraak wat Christus oor jou lewe maak, is 'n lewe van doel, 'n lewe van liefde, 'n lewe van verhouding met hom. Jesus het nie gebrokenheid vir my nie. Hy het nie net gekom en gesê, ek gaan nie daai sien of daarna kyk nie. Hy het nie gebrokenis vir my nie. Hy het in dit ingeduik en dit verander. Hy het dit oorwin. Maar Willem, ons wêreld lyk dan so gebroke. Ja, want ons lewe volgens dit wat ons sien. Ons lewe nie 'n lewe van geloof nie. Jy het nou net gesing van 'n lewe van geloof. Sonde was die heerser oor die wêreld. Met die klemtoon op was. Maar Christus. Ek het gehoop iemand gaan daar opgewonde raak. Daai uitspraak sê dat ek en jy nie meer in 'n sondige natuur leef nie. Maar ons lewe met 'n ander realiteit. Die oomblik as jy jouself plaas in dit wat Christus kom doen het, lewe jy 'n ander identiteit en 'n ander realiteit.
Jy begin iets verstaan van wat ons lees in Romeine 8 vers 3. Wat sê, Jesus het gekom om juis die mag van sonde te oorwin. Nee, nie net wanneer ek kom vertrou daarvoor nie. Hy het die totaliteit van die mag van sonde verwoes, weggevat. Glo jy dit regtig? Aanvaar jy dit elke oomblik van elke dag oor jou lewe? Dit beteken daar is 'n nuwe mag wat heers. 'n Nuwe mag wat heers, 'n nuwe koning wat heers. Dink gou aan hierdie. As jy dink jy moet jouself bewys om deel te wees van God se koninkryk, is die waarheid dat jy is reeds ingesluit. Dalk sit jy en jy voel skuldig of veroordeeld oor dinge wat in jou lewe gebeur het of dinge wat jy dalk gedoen het. Hier is die waarheid. Jy's ingesluit. Sonder veroordeling. Miskien sê jy maar, Willem, dis te laat vir my. Ek het al my hele lewe eintlik so gemors en dit is so ver vir my om weer terug te kom by daai plek. Ek weet nie hoe dink jy gaan my storie werklik waar sy heerlikheid kan weerspieël. Julle drome. Dan sê ek, jou storie is alreeds lankal voor die grondlegging van die aarde ingesluit in dit wat Christus se uitspraak was oor jou. Lankal. Dis net ek en jy wat dit nie kan sien nie, want ons kyk vas aan 'n leuen. Ek wil hê jy moet besef dat die mooi ding van vandag is, vir elkeen van ons, lê daar 'n waarheid hier agter. Dit was nog altyd waar. Al wat vandag gaan gebeur is, jy gaan dit ontdek. Jy gaan dit ontbloot. Jy gaan dit onthul. En dan wil ek hê jy moet besef dat as jy na hierdie kyk, is dit nie 'n kwessie van miskien nie. Hierdie is 'n realiteit oor jou of jy nou sê nee dit is nie of yes dit is. Dis Christus se uitspraak oor jou lewe. Maar ek wil hê jy moet besef dat hierdie lewe word net ontdek. Weereens het ons baie daaroor gesing. Word net ontdek as jy besef wat God se genade is en as jy sê ek glo in hierdie. Want sien, ek kan dit sien en glo whatever. Ek moet myself in dit laat duik. Dis soos Hein wat dink dis nie winter nie. Jy lewe onder 'n leuen, Hein. Ons moet vir jou kom bid. Ek wil hê jy moet besef dat dit wat Jesus vir jou wil gee, hoef jy nie te verdien nie. Hy gee dit vir jou. En jy ontvang dit want jy glo. Ek wil vra die worship team so lank vir my sal vorentoe kom. Ek wil hê vat nou hierdie ding in jou hand. En dan wil ek hê, as jy langs 'n vrou sit, sal dit makliker wees, maar want vir mans as jy nie naal sit nie, vat jou karsleutel. In hierdie oomblik krap die boonste laag nou af. En onthul wat God se uitspraak is oor jou. Jy sien dit het nog altyd die hele tyd daar gestaan. Ek het nie magically nou ewe skielik hierdie woord daar neergeskryf terwyl ons besig was nie. Ek is nie 'n magician nie. Okay. Lyk soos 'n bingo aand. Bingo! Hier sit ek wil hê jy moet sien vanoggend.
Dit wat jy nou net met hierdie kaartjie gedoen het, wil Christus met jou lewe kom doen. Die leuen van Adam, wat sê jy is 'n mislukking, of jy is nie goed genoeg nie, of jy is alleen, wil Jesus kom en hy wil dit kom afkrap, en die waarheid oor jou lewe vir jou kom wys. En ek weet nie wat die leuen is wat jy vanoggend glo nie, dit wat jou doodkrap, dit wat jou toemaak, dit wat maak dat jy nie kom by die woord wat God oor jou lewe uitspreek nie. Maar jy weet wat dit is. Jy weet wat die leuen is, wat die vyand die hele tyd oor en oor en oor en oor jou lewe gooi en vir jou sê, ek hou jou hierdie teen jou. Maar Jesus wil vanoggend kom en deur sy genade in sy liefde, want dis wat hy is, hy kom doen dit vir ons so in liefde, wil hy kom en hy wil daai leuen kom afkrap. En die oomblik as hy dit afgekrap het, dan wys dit wie jy is. Dit was nog altyd daar. Dit was nog altyd daar. Lees gou saam met my. Wat sê Romeine 5 vers 5 en 6? Such hope in God's promises never disappoints us, because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. While we were still helpless, powerless to provide for our salvation. 'n ander vertaling sê, while we were still sinners, at the right time, Christ died as the substitute for the ungodly. Sal jy vanoggend toelaat dat God daai ou mens, daai ou laag van jou af verwyder? Wat sê ek is gediskwalifiseer, ek is nie genoeg nie, ek weet nie of ek ooit sal uitkom by dit wat Christus oor my uitspreek nie. Sal jy toelaat dat die Heilige Gees dit vanoggend kom afkrap? Jou naam, jou identiteit, jou doel is reeds daar neergeskryf deur Christus. En ek wil hê waar ons nou is, kom ons sluit net ons oë. Here, U het tot elkeen van ons gedroom. U het tot elkeen van ons uitspraak gemaak van oorwinning in U koninkryk, van seunskap, van 'n autoriteit in hierdie wêreld, nie terug na Adam toe nie, maar soveel meer, o Vader. En ons kan besef vandag, o Vader, dat ons identiteit en wie ons is lê nie in die waarheid of in die leuen of in die uitsprake van Adam nie, o Vader. Dis nie vasgebind in 'n verlede wat sê ons is nou maar net sleg nie. Maar is oopgesluit in dit wat Christus vir ons kom doen het aan die kruis, o Vader, en ons weet dat U liefde, U lewe, U oorvloed, U waarheid word oopgemaak, o Vader. En ek wil kom bid, o Vader, in hierdie oomblik, dat dit wat die vyand kom toesmeer het met sy leuns, o Vader, that your love will come and reveal that in our lives. Here, dat ons 'n ontdekking sal maak van presies wat U uitspraak is en wat U oor ons sê. Here, U weet, en elkeen van ons weet, wat daai leuen is, o Vader. En ons wil vanoggend daai leuen voor die voete kom neerlê en sê, Here, help my met hierdie. Elke is jy te bang om dit af te krap. En is al so deel van jou lewe. Dalk weet jy nie hoe om dit af te krap nie, want dit gebeur net weer en weer en oor, dat jy terugkom by daai leuen.
kom doen wat U die beste doen. En kom maak net. Dankie dat die uitspraak oor elkeen al reeds daar was, voordat ons dit verdien het of gedink het daaraan. Dankie vir U vryheid, o Vader, en dankie vir dit wat ons kan beleef in U. Amen. Ek wil net besef dat donker is nie werklik iets nie. Donker is die afwesigheid van iets wat ons noem lig. Net so kom die vyand en hy manufacture, hy skep of produseer oor en oor in ons lewens hierdie leuns. Maar ek wil hê jy moet vandag 'n verklaring maak en ons gaan nou 'n sang doen wat 'n celebration is. Ek wil hê jy moet 'n verklaring maak volgende om te sê ek val nie vir daai leuns nie, want ek staan in vryheid in Christus. Ek is by 'n plek waar ek hoor wat hy oor my sê en niemand anders nie, niks anders nie. Sy uitspraak is finaal. Sy uitspraak was eerste. Ek gaan vir hom luister want hy is my pa. Nie een of ander skreminkel wat iets in die kant probeer sê nie. Ek en jy lewe 'n lewe van oorvloed wanneer ons onsself plaas binne dit wat Christus kom sê het. Kan jy saam met my celebrate volgende? En as jy vandag by 'n plek is waar jy voel, maar ek wil nog nie celebrate nie. Kan ek jou challenge om die Here te vertrou in jou celebration, dat daai gemors kom afruk van jou af. Sodat ek en jy kan opstaan en kan leef vanuit sy uitspraak. Nie vir om beter te wees nie, maar vanuit dit wat hy alreeds oor jou gesê het, jy is ingesluit. Amen. So staan saam met my en dan doen ons dit.